Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Efesiërs maak ons immuun teen die aanslae van hierdie wêreld en van die bose magte in die lig. Ek weet nie van jou nie, maar so nou en dan voel ek so bietjie grumpy. Ek dink nie altyd dat ek so voel nie, maar dan vertel my dogter vir my, papa is alweer grumpy. Ek hoor die dames in my huis het skynbare rede hoekom hulle partykeer grumpy is. Maar as ek grumpy is, dan is ek in die moeilikheid. So toe besef ek sal maar 'n plan moet maak om my bad moods en my moedeloosheid en my negatiewe gedagtes en attitudes tot die minimum te beperk. My oplossing? Well, dad jokes. So aangesien vandag se boodskap tog so 'n bietjie gaan oor geestesgesondheid. Wat is die verskil tussen die psigiaters en die pasiënte by 'n psigiatriese hospitaal? Die pasiënte is die mense wat uiteindelik beter word. Nou, ek hoop nou die psigiaters kan 'n grappie hanteer. Die psigiaters moedig my altyd aan om my medikasie te gebruik. As ek dit nie doen nie, dan raak hulle baie ontstel. Nou drink ek maar hulle pille sodat hulle kan kalmeer. Julle weet, statistiek het gewys dat 1 uit elke 4 mense aan 'n geestesiekte ly. So, kyk na jou 4 beste vriende. En as hulle okay is, dan is dit jy. Selfs Albert Einstein was nie so lekker by nie. Hy het op 'n stadium gesê, "A question that always makes me hazy is it me or are the others crazy?" Ek troos my daaraan. As jy nie in 'n psigiatriese hospitaal hoort nie, dan is jy maar 'n baie boring mens. En een ding wat ek nie wil wees nie, is boring. Grappies kan net help om iemand op te beer as hy nie regtig aan depressie ly nie. Glo my, toe ek jare gelede in Sterkfontein Hospitaal gewerk het, het ek dit probeer. Een keer sit ek buite met 'n pasiënt en gesels. Haar naam was Elaine. Skielik begin 'n bokmakierie verskriklik mooi te fluit in die bome en ek sê vir haar, "Hoor net hoe mooi fluit daardie voeltjie." Haar reaksie was, "Nee, hy raas." En tot vandag toe bly daardie reaksie ons by. So op 'n ernstige noot. Dit is my gebed dat jy nooit op daardie plek sal kom nie. Grappies en die mooi dinge in die lewe kan help, maar soms het ons medisyne ook nodig. So, drink jou medisyne as die dokter dit voorgeskryf het. Vir gewone moedeloosheid is daar eintlik iets anders wat beter kan help. Iets wat ons eintlik immuun kan maak daarteen. En dis waarby ons vandag gaan stilstaan. Hoe dikwels het jy al gewonder of alles die moeite werd is? Jy werk so hard. Jy gee jou alles en dan misluk dit. Dit is sulke tye wanneer ons soms voel dat die wêreld onregverdig is. Soms gebeur dit omdat mense verkeerd optree teen jou en jou te nakom. Soms het mense hulle mes in vir jou en werk hulle aktief aan 'n plan om jou te benadeel. Maar meeste van die tyd is dit omdat hulle net aan hulle self dink en nie omgee oor jou gevoelens of jou sukses nie. Solank hulle net kan wen of baat, dan is hulle tevrede. Maar daar's ook tye wanneer jy nie jou beste gedoen het nie en jy pluk die vrugte van jou arbeid of eintlik dalk die gebrek aan arbeid. Die verkeerde keuses wat jy maak het dikwels die gevolg dat jy jouself verwyd en in moedeloosheid neersak. Partykeer maak jy foute. Opregte foute wat jy eintlik nie wou maak nie en nie bedoel het nie. Maar die koel is deur die kerk en nou moet jy met die gevolge van daardie foute saamleef. Dit beer 'n mens nie juis op as jy weet dit was 'n onskuldige fout nie. Jy voel nog steeds mislik. Soms doen jy alles reg en jy het al die ondersteuning van almal rondom jou. En tog werk dinge steeds nie uit nie. Dis sulke tye dat jy selfs kan dink dat God teen jou gedraai het. Maar hoe dikwels was jy nie al die een wat vir iemand anders pyn en spanning en lyding en verdriet veroorsaak het deur jou optrede nie? Iemand wat dalk jou ondersteuning nodig gehad het, maar jy was so besig met jouself
dat jy nie eens aan daardie persoon gedink het nie. Ons beleef soms moedeloosheid, maar ons veroorsaak dit ook soms vir ander mense. Soms word ons so oorweldig met skuldgevoelens. Dit was my skuld. Ek is die oorsaak. Ek kon 'n verskil gemaak het. En jy kon, maar jy het nie. Jou sonde het die oorhand gekry. Jou selfsug was die oorsaak. En jou skuldgevoelens oorweldig jou, tot so 'n mate, dat jy in moedeloosheid verval. Dis my skuld dat Paulus in die tronk sit. Ja, partykeer het ons ook ongegronde skuldgevoelens. Goed waaroor ons skuldig voel wat eintlik buite my beheer is. En dan is daar tye waar jou sonde ontbloot word, waar jou foute aan die groot klok gehang word. Almal weet. Hoe laat dit jou voel? Skaamte? Het jy gehoor? Wat 'n skande! Ek kan dit nie glo nie. Nie van haar nie. En tog. Daardie skaamte is so oorweldigend, dat dit jou tot totale moedeloosheid en hulpeloosheid kan dryf. En nie een van ons is immuun daarteen nie. En dis hoekom ons nodig het om vandag hierdie gedeelte te bestudeer en hierdie boodskap te hoor. Want jy gaan dit een of ander tyd nodig kry. Daar is 'n oplossing vir ons skuld en ons skaamte. En ook die gevolge daarvan. Hierdie gedeelte sluit aan by die vorige versie, waar Paulus bekend maak dat hy vir die gelowiges bid. In vers 14 sê hy dat daar 'n rede is waarom hy vir hulle bid. So kom ons stel vas, waarom hy vir hulle bid. Wat is die rede? Hy sê, om hierdie rede, en dit verwys na vers 13. En wat staan daar? Ons het verlede week gesien. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. So waarom bid hy? Hy bid dat hulle nie moedeloos sal word nie. Jy sien, moedeloosheid is een van die slegste dinge wat met 'n gelowige, met enige mens kan gebeur. Dit verlam 'n mens, dit maak jou oneffektief en nutteloos. En dit steel jou lewensvreugde. Nou in vers 14 herhaal hy eintlik weer dat hy 'n rede het waarom hy bid. Maar sy doel met hierdie vers is meer om vir ons te vertel tot wie hy bid, naamlik tot die Vader. Maar hy vertel vir ons ook hoekom hy tot die Vader kan bid. Hy bid tot hom omdat hy die een is aan wie elke geslag, alle mense, hulle naam of bestaan te danke het. Iets wat nie 'n naam het nie, bestaan nie. Hy het vir almal en alles 'n naam gegee. Dis waarmee ons elkeen geïdentifiseer word. Daarmee sê ons dan, dat hy alles gemaak het. Elke volk, Jode en nie Jode. Ook alle hemelwesens het hulle bestaan aan God die Vader te danke. Omdat hy hulle gemaak het en almal aan hom behoort, is dit mos nou die gepaste persoon om te nader as ons iets namens hulle wil vra. Maar daar's nog 'n rede waarom hy tot die Vader bid. In vers 16, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Hy bid tot die Vader omdat die Vader ryk is aan heerlikheid. Die Vader het wat ons nodig het, en hy sal dit vir ons in oorvloed kan gee. Hierdie uitdrukking dui aan, hy het nie net genoeg vir my nie, maar genoeg vir almal van ons. Hy het nie net genoeg vir nou nie, maar hy het genoeg vir altyd. En wat is dit wat Paulus wil vra, waarvan die Vader so baie het, en wat hy bereid is om in oorvloed aan ons te gee? Wel, eerstens, krag. Waarvoor het ons krag nodig? Om innerlik sterk te word. Ons liggame het elke dag nodig om versterk te word. Net so het die innerlike mens ook nodig om gedurig versterk te word. En die Heilige Gees kom doen dit.
In hoofstuk 4, vers 24, word hierdie innerlike mens die nuwe mens genoem. Dit is nie alleen die intellek of die gewete nie. Hierdie is 'n personifikasie van die beginsels wat 'n gelowige se leefwyse bepaal. Die nuwe natuur, jou nuwe posisie as heilige, die ingesteldheid en begeertes van jou hart. Dis wat daagliks vernuwe moet word deur die Heilige Gees. Elke gelowige het elke dag genade nodig om hom in staat te stel om beproewings te verduur, om versoekings teen te staan, om sy werk vir die Here te doen en om 'n lewe van geloof te lewe. Vers 17 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon. Dis waarvoor ons krag nodig het. Maar wag so 'n bietjie. Paulus praat hier met gelowiges. En woon Christus nie reeds in gelowiges se harte nie? Hoe kan hy dan nou bid dat Christus nou eers in hulle harte sal woon? Inderdaad. Jesus het reeds deur die Heilige Gees in elke gelowige se hart kom woon. Hy is reeds daar. Maar dit is nie na hierdie inwoning waarna Paulus verwys nie. Daar is 2 Griekse woorde wat met inwoning vertaal kan word. Die eerste is paroikio en die tweede is katoikio. Die eerste een is nie noodwendig permanente inwoning nie, maar kan besoek beteken. Die tweede betekenis word egter gebruik vir permanente inwoning. A settling or a colonization. Christus is nie 'n besoeker nie, my vriend. Hy is in jou huis om dit 'n permanente tuiste vir hom te maak. Jy het die verantwoordelikheid om hom tuis te laat voel. Jy moet hom permanente toegang gee tot jou hele huis. Hoe tuis voel jy tussen 'n klomp mense wat saam kuier, maar gedurig Jesus se naam ydelik gebruik? Wanneer jy tussen mense is wat gedurig allerlei verkeerde dinge doen en sê, hoe tuis is jy? Stel jou voor, jy's by 'n partytjie. En toe jy badkamer toe stap, loop jy verby 'n paartjie wat mekaar oop en bloot betas. En toe jy in die gang afstap, moet jy bo oor 'n dronk ou klim wat daar lê uitgepaas. En toe jy in die badkamer kom, toe sien jy maar daar's iemand besig om kokaine te snyf. En toe jy terugstap, toe hoor jy hoe 'n groep ander mense vuil grappe vertel en die naam van die Here ydelik gebruik. As jy 'n ware kind van God is, dan sal jy so gou as moontlik daar wil uitkom. Jy's nie tuis in so 'n huis nie. Nou, hoe moet Jesus nie voel as jy van hom verwag om in sulke omstandighede te leef nie? Hy moet deur die geloof in ons harte, dit is ons innerlike mens, woon. En geloof is tog om hom te vertrou. Om Christus deur die geloof in my hart te laat woon, beteken ek moet hom met alles in my lewe vertrou. Dit beteken ek kan hom in so 'n mate vertrou dat ek bereid is om hom in elke deel van my lewe toe te laat. Geen kamer van my huis is vir hom ontoeganklik nie. Ek vertrou hom dan met my huwelik, my werk, my sport, my ontspanning, my bediening, my finansies, my gesondheid, my besluite en elke denkbare terrein van my lewe. Die vers sê, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Dit moet ons doen, juis omdat ons lewens gewortel en gegrond is in Jesus se liefde. Paulus gebruik hier 2 verskillende metafore. Een vanuit die landbou en 'n ander een uit die boubedryf, om vir ons te verduidelik hoe stabiel so 'n fondasie of wortelstelsel is. Ons het reeds die beste oorsprong, Jesus se liefde. Terwyl die fondasie dan nou gelê is, moet ons daarop voortbou, deur Christus met alles in ons lewens te vertrou. Waartoe sal dit ons in staat stel?
Vers 18 en 19 gee vir ons die antwoord. Sodat julle volledig in staat mag wees om wat? Saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan. As ons Christus vertrou en voortbou op die liefde wat hy aan ons betoon het. En om beheer gee oor elke faset van my lewe, sal ons begrip van sy liefde selfs nog meer word. In vers 19 is daar eintlik twee begrippe wat nie regtig by mekaar pas nie. Aan die een kant gaan sy liefde alle begrip te bowe. Met ander woorde, dit is nie vir ons moontlik om dit ten volle te begryp nie. En tog word van ons verwag om die liefde van Christus te leer ken. Ons kan dit nie verstaan nie, maar ons moet dit leer ken. Dit beteken dat ons Jesus se liefde beter en beter kan leer ken, maar dat ons dit nooit ten volle sal kan begryp nie. Hierdie gebed se doel is sodat ons 'n beter begrip sal kry van God se liefde. As ons dit kan regkry, dan het dit fantastiese gevolge. Hoekom moet ons hierdie krag ontvang, sodat ons sy liefde beter kan leer ken? Want, sê die vers verder, sodat julle gevul mag word met die volheid van God. Wow, gevul met die volheid van God. Wat beteken dit? It means here that you may have the richest measures of divine consolation and of the divine presence, that you may partake of the entire enjoyment of God in the most ample measure in which he bestows his favors on his people, sê Albert Barnes. Ek dink nie daar's 'n groter blessing as dit nie. Elke individuele hart word so gevul met begrip en die belewenis van God se liefde. Maar wanneer dit gebeur, dan bly dit nie net by die individu nie. Dit vul die hele tempel van God. Onthou, ons is mos stene waarmee hy sy huis gebou het. As hy praat van breedte en lengte en hoogte en diepte, dan is dit ook hierdie liefde wat die hele ruimte van God se tempel vul. Nie net elke individuele gelowige nie, maar die hele kerk. Ons sal nie net as individue bewus word van die omvang van God se liefde nie, want hy sê in vers 18 dat ons saam met al die heiliges sal bewus word van hierdie omvangryke liefde van God. Dit is iets wat ons saam met ander gelowiges moet beleef. Ander gelowiges werk mee om my begrip van sy liefde te verbreed. En sonder hulle sal my belewenis van God se liefde altyd gebrekkig bly. Wanneer beleef ons God se liefde op die meeste? Nie wanneer ek eenkant op my eie is nie, maar wanneer ek tussen ander gelowiges is wat my bedien met hulle gawes. Dis hoe God sy liefde aan ons bewys. Deur jou word ander gelowiges bewus van God se liefde. Deur die krag van God wat in jou werk en jou so vul met liefde, sodat jy nie anders kan as om daarop voort te bou nie, kry medegelowiges 'n beter begrip van God se liefde. Wat is die gevolg hiervan vir jou? Hoekom is dit nodig dat jy God se liefde leer ken en dat jy hom meer en meer moet vertrou in elke aspek van jou lewe, sodat jy nie moedeloos sal word nie? As dinge sleg gaan met jou gesondheid, dan is jy mos geneig om moedeloos te word. Maar as sy krag in jou werk, en as jy hom toelaat om in jou te woon, deur hom te vertrou vir alles in jou lewe, dan ervaar jy sy liefde saam met en deur ander gelowiges. En die gevolg is, jy word bemoedig. As dinge sleg gaan in jou huwelik, dan is jy geneig om moedeloos te word. Maar jy ervaar God se liefde wanneer ander jou aanmoedig om vas te byt en wanneer hulle hul eie ervarings met jou kom deel waarmee jy kan aanklank vind. As dinge sleg gaan by die werk en jy vertel
vir medegelowiges wat jy kan vertrou, wat aangaan, en hulle gee vir jou raad en idees oor hoe om hierdie krisisse te hanteer, of watter opsies daar is vir jou besigheid, wanneer hulle vir jou vertel van die foute wat hulle gemaak het, en jou selfs help om jou eie foute raak te sien, dan beleef jy hoe God jou leer. En dit is niks anders as sy liefde wat jy ervaar nie. Jou worsteling met versoekings en sonde in jou lewe word makliker, wanneer daar ander mense is met wie jy dit kan deel, en julle help mekaar om dit te oorwin. Wanneer jy sukkel met verhoudings in jou lewe, dalk in jou huwelik, of met jou kinders, of met jarelange vriende of kollegas, dan besef jy die liefde van God, wanneer iemand bereid is om te luister, terwyl jy jou storie vertel. En soms is dit hulle gebed vir jou, of dalk net iets kleins wat hulle sê, of dalk net 'n drukkie, of 'n glimlag van begrip wat jou opbeer. En jy besef, hier word ek liefgehê. Hier kan ek maar my koffie mors, ek mag maar foute maak, want iemand sal bereid wees om my te help skoonmaak. Daar is so baie dinge in hierdie lewe, wat ons in moedeloosheid en hopeloosheid kan laat val. Ons kan nie bekostig om te probeer om op ons eie, alleen en sonder hulp uit die put van depressie te probeer klim nie. Jy het God se krag nodig. Jy het nodig om hom te vertrou met alles. En jy het nodig om toe te laat dat ander gelowiges rondom jou die liefde van Jesus aan jou sal demonstreer. Ek en jy is dalk nie vandag op moedverloorse vlakte nie. Maar Paulus se gebed is ook vir ons bedoel. Nie net om te verhoed dat ons op daardie vlakte beland nie, maar sodat ons gereed kan wees om ander wat wel daar is te help. Mag ek en jy vervul word met die volheid van God. Mag ons krag ontvang deur die inwerking van die Heilige Gees. Mag ons hom vertrou vir alles in ons lewens, sodat ons in staat sal wees om ander te bemoedig, op te help en te motiveer. Mag ons die instrumente van Jesus se liefde word. Laat ons aanhou om Paulus se gebed vir die Efesiërs ook vir mekaar te bid. Amen.